wat die eerste keer hier so is vanaand, baie welkom aan julle almal. Barend Legrandsie, waar is Barend, wat al die pad van Hermanus afgekom het. Stein het môre 'n ding in die Kaap, hy is van Struisbaai af, hy is hier vanaand, hier's 'n hele paar ander nuwe mense, baie dankie, baie welkom vir julle almal. Dit is ook die laaste aand wat ons as Dink by hierdie venue saam is. Hierdie venue trek, boekwinkel trek oor kan die straat, amper skuins oor die straat, net so skuins oor kan die swembad, oor 'n maand of so, 4 maal groter, oorkant Barts, ja, oorkant Barts, Sunset Boekstrek, oorkant Barts toe, en dan gaan ons daar lekker saam kuier, meer mense kan akkommodeer, ons sien baie uit daarna, so baie welkom aan almal van julle. Chris het 'n bietjie in die verkeer vasgesit, dit is hoekom hy laat is, maar ek wil vir jou vanaand, is dit my voorreg, Christo, om vir jou welkom te heet. En dit is 'n voorreg om iemand voor te stel wat nie net die winde van verandering in Suid-Afrika gevoel het nie, maar wat self 'n krag van transformasie is, plaaslik en internasionaal. Christo van der Rede is 'n naam wat sinoniem is met passie, visie en die moed om uitdagings en geleenthede om te sit. Christo is 'n boerling van Goed Verwag, Morawiese sendingstasie naby Piketberg. Hy is 'n oud onderwyser, skoolhoof, voormalige uitvoerende hoof van die Stichting vir die Bemagtiging deur Afrikaans en hy was ook uitvoerende hoof van die Afrikaanse Handelsinstituut, as ook voormalige hoofuitvoerende beampte van Agri SA. Hy is 'n ereprofessor in die departement Ekonomiese en Bestuurswetenskappe aan die Universiteit van die Vrystaat en tans ook die voorsitter van die E.W. de Klerk Stichting. Christo is lief vir musiek, vir boeke, vir tuinmaak en die natuur. Na al hierdie ander goeders wat hy elke dag doen vir 'n lewe. Hy is passievol oor Suid-Afrika en die uitleef en realisering van ideale soos vervat in ons nasionale grondwet. En ek lees nou onlangs in 'n onderhoud met 'n landbou webwerf, net nadat hy weg is by Agri SA, waar hy gesê het, ek het 'n sterk geloof in ons nasionale grondwet, die bou van 'n nie rassige, nie seksistische en meer gelyke samelewing bly die hoeksteen van my bestaan. Ek sien nie kleur nie en ek weier om vasgevang te wees in 'n ons versus hulle of 'n wit versus swart en bruin ingesteldheid. Christo is grootgemaak met waardes van gelykheid en gemeenskapsdiens, van 'n onderwyser wat jong mense op die Kaapse vlakte geïnspireer het, tot 'n skoolhoof en later 'n nasionale leier in landbou en tans, soos ek gesê het, voorsitter van die E.W. de Klerk Stichting. As voormalige uitvoerende hoof van Agri SA het hy die landbousektor hervorm met programme wat beide kommersiële en kleinskaalse boere bemagtig het. Sy werk aan voedselsekerheid en inklusiewe groei het hom die gesogte Mzansi Changemakers toekenning besorg. En sy stem word steeds gehoor in nasionale dialoog oor demokrasie en samehorigheid, soos wat die van julle wat hier is sal weet, wat koerante lees, wat radio luister en wat die debatte volg. Maar om af te sluit, Christo is meer as sy titels. Hy is 'n man wat glo dat verandering begin met samewerking en kundigheid. Of dit nou is om Suid-Afrika se landbou te versterk of om globale vennootskappe te smee. Weer klink sy stem. Met 'n meestersgraad in publieke administrasie, 'n hart vir musiek, as raadslid van die Kaapstad Filharmoniese Orkees en onwrikbare geloof in Suid-Afrika se potensiaal, bring hy 'n unieke perspektief na vandag se tema. In 'n wêreld waar verandering soms so storms kan voel, is Christo vanaand 'n baken van hoop en aksie. En vanaand gaan hy met ons gesels oor hoe ons hierdie winde van verandering plaaslik en internasionaal kan benut om 'n sterker en 'n meer regverdige toekoms te bou. Christo, baie welkom, baie dankie vir jou, baie dankie dat jy sommer dadelik van ja gesê ek toe jy genooi het, jy is baie welkom, ons luister baie graag na jou. Laat ek hom net so neer, kan jy, moet jy hierdie? Oké. Dames en heren, baie dankie. Jammer dat ek laat is. Ek was nog nooit laat in my lewe nie. Nog nooit. Ek het my 2 ure gevat om daar uit Millenton waar ek bly, tot hier te kom. Dis 'n nagmerrie. Voor ek nou begin met hierdie so lange toespraak, ek weet nie hoe hierdie gaan kom. Maar in elk geval, ek ken die storie van Frikkie van Prieska. Jy weet, baie goeie mens. Maar nie baie ver gevorder op skool nie. Maar Frikkie is toe uiteindelik
jy weet, Pretoria toe. En daar kry Frikkie 'n lekker job. En hy spring weg met groot enthousiasme, né? Dis oukie wat jy nie hoef te vra nie. As die baas aankom, dan gryp Frikkie al die besem en die vee. En die baas het sien nou maar, like my Frikkie is aan 'n staatmaker, né? Sukkel maar met die, jy weet, die optel en die aftrek en die goed, maar hy is daar elke dag. En op 'n stadium toe sê die baas, Frikkie, luister, maar ek gaan nou 'n bietjie vir Cyril Ramaphosa sien, kan jy na die fabriek omsien? Frikkie sê, man, ag, jy hoef nie te vra nie, ek doen dit met die grootste liefde, maar sê vir Cyril baie groete. En die baas kry so, jy weet, ligte skokkie, maar hy is daar weg, en hy kom by Cyril, hulle praat, en toe hy so wegstap, sê vir Cyril, luister maar, Frikkie van Prieska sê vir jou groete. Cyril sê, my maggies, wat laas ek van hy man gehoor? Sê van baie groete, ek stuur vir hom e-pos. Paar maande later, sê die baas en Frikkie, luister, ek gaan nou 'n bietjie vir Trump sien, né? Kan jy weer na die fabriek omsien? Frikkie sê, maggies, man, moenie nie eens vra nie, maar sê vir Trump, baie groete, en ek hoop daai oor van hom, jy weet, daar spoedig herstel. Man gesels met, baas gesels met Trump, en lekker praat oor allerlei goeders, en toe hy wegstap, toe sê, o ja, maar Frikkie van Prieska stuur groete. Trump sê, my maggies, tell him that he doesn't have to worry about those terrible things, he is welcome anytime as a refugee, maar stuur van baie groete. Man, 'n paar maande later, sê die baas van Frikkie, ek gaan nou Londen toe vir Prins Charles, maar hierdie keer kan jy dalk saamkom. Ja, Frikkie sê, by all means. Man, hulle is hier oor. Frikkie, natuurlijk ekonomiese klas, die baas besigheidsklas, maar hulle land daar in Londen, stap daar rond en kom hulle daar by Buckingham Palace, waar die koningin Charles daar bo op die balkon staan. Toe die baas weer sien, toe is Frikkie daar langs Prins Charles. En Frikkie praat in Engels daar met Prins Charles, wat die baas al nooit gehoor het nie. En toe Frikkie weer so afkyk, toe sien hy daar lê die baas flou op die grond. En hy hol af, en hy kom by die baas en sê, luister baas, wat is fout, wat het hier gebeur? En hy sê, Frikkie, luister man, toe jy die eerste keer meer vir my sê, ek moet vir Cyril Ramaphosa groete stuur, toe kry ek al so 'n ligte hartskokkie. Want jy vir my sê, ek moet vir Trump groete stuur, en toe kry ek hier so 'n trilling in my hart. Maar toe die man, wat hier langs my staan vandag, vir my vra, wie die fok is daai jong wat langs Frikkie van Prieska staan, toe kry ek hartaanval. So, dames en heren, ons kan jou aangrappies maak, nee? Maar dankie Jean vir die uitnodiging, en dankie dat u na my kom luister. Ek gaan nie verveel met 'n klomp goed nie, maar deel net so 'n paar denke saam met u. Nou hierdie titel, jy weet ook nou so 'n bietjie oplees van Winds of Change, dis nou die toespraak van Harold Macmillan. Straks genoeg, my pa het my een broer na hom vernoem, Harold Macmillan, en my ander broer na Neville Chamberlain. Nou wie hy my vernoem, wat weet ek nie. Maar in elk geval, my toespraak se titel is natuurlijk ontleen van sy welbekende Winds of Change toespraak. En dit maar daaroor gegaan dat hy die conservatieve partij, natuurlijk waarvan hy lid was, in Londen mooi laat verstaan het dat, of in Britannië, wat die regerende partij was, mooi laat verstaan het dat Afrika is bezig om in een totale nieuwe richting te beweeg. Afrika is bezig om onszelf te dekolonialiseren. En jy weet, verwoord het natuurlijk nie baie van die toespraak gehou nie. Maar in elk geval, Macmillan het hierdie oortuiging van Afrika bezig was om hom los te speen van sy koloniale owerhede, soos volg in sy toespraak verwoord. Hy sê die volgende: die wind van verandering waai deur hierdie vasteland. Of ons daarvan hou of nie, hierdie groei van nasionale bewussyn is 'n politieke feit. Nou, ironies, geskiedenis herhaal homself. 60 jaar later ervaar ons nie net winde van verandering op globale vlak nie, maar ook op plaaslike vlak. Winde van verandering wat gekenmerk word
die groei van nasionale bewussyn in die VSA, China, Europa, vele ander lande en ook hier op Suid-Afrikaanse bodem. Om egter werklik te verstaan wat hierdie winde van verandering behels, moet ons die aard en omvang van dit verstaan. En veral die rigting waarin dit waai, veral in terme van nasionale bewussyn. In sommige lande sien ons 'n sterk fokus op proteksionisme, bevordering van etno-nasionalistische belange. In ander lande is daar 'n sterk teenreaksie teen hierdie tipe van transaksionele politiek en 'n sterk swaai na die beskerming van nasionale soewereiniteit. Baie interessant, as kyk na die afgelope verkiesing in Australië, die afgelope verkiesing in Canada en selfs in die Verenigde Koninkryk, dan sien ons daai swaai na weer onafhanklike staat wat nie soseer wil voorgeskryf word deur 'n dominante land nie. Maar in sommige lande is daar sterk fokus op sentralisering van staatsmag en ekonomiese oorheersing. In ander lande is daar 'n opwelling teen patronaatskap, korrupsie en swak regering. Hier op tuisbodem, dames en here, ervaar ons die winde van verandering eerstehands. Luister mooi. Hier waai egter nie net een wind nie, maar 'n paar winde en ook winde die welriekend is. Die nasionale verkiesing van verlede jaar het 'n politieke omwenteling teweeggebring wat niemand verwag het nie. 'n Rekordgetal van 52 politieke partye het aan die nasionale verkiesing deelgeneem. Politieke partye se aanslag om stemme te werf het gestrek vanaf uitsprake wat die braam blaas op die ANC se mislukkings, onwettige migrante. Daar was sommige mense wat selfs die Suid-Afrikaanse vlag wou aan die brand steek, ander het die grondwet blameer vir dinge wat verkeerd loop. En daar was ook selfs oproepe tot die herinstelling van die doodstraf, afstigting van die wetskaap, as ook om die gesag van die grondwet met parlementêre en die van tradisionele leiers te vervang. Praat van winde en winde. Dames en here, die ongeluk by die geluk, of dank die geluk by die ongeluk was, dat die verkiesingsuitslag kon geen meerderheidsparty oplewer nie. En natuurlik was daar 'n hele proses om 'n regering van die nasionale eenheid te vorm, op voorwaarde dat hulle moes verbind tot die beginsels soos vervat in die verklaring van die voorneme. 10 politieke partye het natuurlik nou deel gevorm daarvan. So vandag het ons 'n regering van nasionale eenheid, wat na my mening tot op hede redelik goed vaar. As jy gaan kyk na bepaalde ministers, doen baie goeie werk, en oor die spektrum heen. Die ministers, selfs ons minister van polisie, is besig om, ek weet nie of oor die geveg teen misdaad sal wen nie, maar ek sien daar by my, het hulle nou die dag weer 'n paar manne die skote geklap, en toe ek daar verbyry sien ek weer 'n paar manne daar by grond vasgebind, en dis my duidelik dat die polisie werklik baie ernstig is om sekere tipe misdaads vas te vat. So dames en here, waarmee sit ons? Sit met 'n regering van nasionale eenheid wat binne 'n bepaalde verband baie goed doen, en dan is daar natuurlik ministeries wat nie so goed vaar nie. Maar ons sit met 'n groot probleem. Ons sit met 'n ANC wat net nie tot die besef kan kom dat hulle is nie meer die alleen party binne hierdie regering nie. En natuurlik steur hulle nie aan die beginsels wat vervat is in daai handves of in daai verklaring van voorneme nie. Maar dieselfde vinger kan sekerlik gewys word na die DA. As jy gaan kyk na die tipe van aanstellings wat die John Steenhuisen gemaak het. Maar hierdie handves of hierdie verklaring van voorneme spel sekere beginsels baie duidelik uit. Dit praat of dit verwag van diegene wat deelneem aan die regering van nasionale eenheid om respek te hê vir die grondwet, die handves van menseregte in sy geheel en natuurlik
die oppergesag van die reg te respekteer en die waardes soos vervat in daai grondwet, soos nie rassigheid, nie seksisme ten alle tye te respekteer. So, waarmee sit ons? Ons sit met 10 partye wat hulle selfs toewy tot hierdie regering van nasionale eenheid en hulle verbind het tot daai verklaring van voorneme. Maar politieke opportunisme vier hoogtyd. En daar gaan nie 'n dag verby waar hulle besig is om mekaar in die rug te steek nie. Dit het eintlik die norm begin word. Die DA op sy beurt word gedwing om elke keer hof toe te gaan om sekere beslissings om te keer. Ons sien die BTW-sage wat deur die DA en die EFF hof toe geneem word of is, en daai besluit is deur die hof opgeskort. Selfs die wysigingswet op gelyke indiensname is ook nou hof toe geneem en ons wag almal in spanning om te sien wat die uitslag daarvan gaan wees. Maar die ironie is, na hierdie hofsaak van die BTW-saak het politieke opportunisme deur die dak gegaan. Almal van hierdie partye het skielik op die verhoogie geklim en bekenne gegee dat hulle teen hierdie besluit van Meta was. Dames en here, ons moet onderskei tussen winde van verandering en winde. Dit het inderdaad hoogtyd gevier. Maar wat is die implikasies van hierdie goed? En baie Suid-Afrikaners, en jy lees dit ook in die koerante, is van mening, nee, die DA moet uit die regering van nasionale eenheid klim. Daar's ander wat weer groot lawaai maak oor die feit dat hulle sien die DA as struikelblok vir die RNE. Die feit is, dames en here, dis 'n pasgebore baba. Ons moet saamleef met hierdie politieke ry. Ons moet saamleef met hierdie politieke opportunisme. Ek is die mening toegedaan dat daar's geen rede vir die DA om te loop nie. Die DA se rol is om daar te bly. Die DA se rol is om seker te maak dat daar groter verantwoordbaarheid is veral vanuit ANC geleedere. Ons sal ook met baie vinnig leer om die kaf van die koring te skei. Maar die DA wil beheer, dames en here, sal ook met vrede maak met die kultuur van politieke opportunisme wat in die RNE heers. En hulle moet leer om tot hulle voordeel te herkom. Die ANC het daai politieke opportunisme tot hulle voordeel geherkom. Die het nog nie geleer dat die omgewing waar hulle self in bevind, is 'n omgewing waarin politieke opportunisme hoogtyd vier. En dit help nie, ek het 'n hofvaardige houding, en ek weet alles houding, binne daai spasie nie. Dit het daartoe gelei, dat die Vryheidsfront op hul beurt saam met die ANC in die bed gaan klim het in sekere munisipaliteite. Dit sê ons alles, dat houdings en gesindhede is verkeerd. Hoe dit vorentoe dinge gaan verander, dit bly 'n saak van wag en sien, maar die DA se geleentheid lê daarin om die politieke opportunisme van kleiner partye in 'n rigting te kanaliseer, waar die kwessies wat alle Suid-Afrikaners raak aan te spreek en 'n blywende oplossing daarvoor te vind. Hier lê die geleentheid. Ek wil dit beklemtoon. Dit is om die sirkus van politieke opportunisme in 'n denkskrim van superidees te omskep, om die volgende uitdagings aan te spreek en oplossings daarvoor te vind. Dames en here, 13,2 miljoen Suid-Afrikaners leef in uiterste armoede. Hierdie getal het in 1 jaar met 140.000 gegroei.
Werkloosheid staan op 32,1%. Volgens Statistiek SA is byna 6 uit 10 jong mense tussen die ouderdomme van 15 en 24 en byna 4 uit 10 jong mense tussen die ouderdomme van 25 en 34 jaar werkloos. Jeugwerkloosheid tussen ouderdom 15 en 24 jaar het 'n katastrofiese 60% bereik. Dis 'n krisis. Dis 'n massiewe krisis. Byna 28 miljoen Suid-Afrikaners, dames en here, ontvang maatskaplike toelaas in een of ander vorm. Slegs 7,9 miljoen betaal persoonlike inkomstebelasting. En dis nie volhoubaar nie. Die persentasie toelae-afhanklike burgers het verdriedubbel van 13% in 2003 tot byna 40% vandag. Jy sit met 'n RNE wat die geleentheid het om hierdie uitdagings aan te spreek. Maar sit met 'n koppigheid en 'n politieke opportunisme waar die aandag heeltemal afhaal van hierdie groter uitdagings wat ons in die gesig staar. En ek dink ons almal se taak is om juis hierdie mense wat in daai regering van nasionale eenheid sit. En ja, mense moet nie die vermoë van die EFF en die MKP onderskat om daai goed baie harder te dryf nie. Maar my fokus is op die mense wat binne regering sit om verskil te maak. So dames en here, terwyl die RNE vennote besig is om mekaar te ondermyn, sien ons selfs dat binne die ANC leierskap is daar leiers soos adjunkt-president Paul Mashatile, die Gautengse premier Panyasa Lesufi en ander wat geen geheim daarvan maak om die DA uit die RNE te wil skop nie. Hulle maak ook geen geheim daarvan dat hulle vry na die EFF en selfs MKP om 'n nuwe RNE te vestig. Bepaalde ANC-lede is reeds besig om voorbrand te maak vir die posisie van presidentskap in aanloop tot die plaaslike verkiesing en in aanloop tot die ANC se 56ste nasionale konferensie in 2027. Sommige wil ook die triek van 'n Donald Trump uithaal en verkondig aan die wêreld daar was op hulle geskiet in die hoop om dalk die presidentskap jy weet op hulle self te verenig. So dit gaan 'n wedloop wees om dop te hou. Dit is egter die ANC se konsultatiewe konferensie later in 2025 wat ons moet dop hou. Dit mag dalk verrassings oplewer en die appelkar vir president Ramaphosa omkeer. Iets wat ons nouweliks as land kan bekostig. Dames en here, waar staan president Ramaphosa midde al hierdie woelinge? As die land se president en as leier van die RNE sou mens baie meer betrokkenheid en rigtinggewende leierskap van hom verwag. Veral leierskap wat fokus op eenheid binne sy kabinet en op die bestuur van verskille. Dames en here, dit is egter nie sy styl om sy kabinet te mikrobestuur nie. Hierdie taak laat die oor aan die RNE se geskilbeslegtingsmeganisme om natuurlik hierdie beleidsverskille rondom wetgewing en sovoorts te besleg. Een ding wat ek van hom kan sê, hy hou hom nie op met winde nie. Hy ken die verskil tussen winde en winde. Strategies hou hy hom op met die goed wat saak maak. En hy doen dit om geen ander rede as om sy eie posisie in die ANC en die van die ANC strategies te versterk. Kom ons gaan kyk wat hy die afgelope tyd gedoen het. Baie opportunisties het die rebellewet, die onteieningswet, die NGV-wet en nou ook die wysigingswet op gelyke indiensname gaan onderteken. En hy weet dat hierdie wetgewing is dalk sy troefkaart om seker te maak dat die ANC sy verlore stemme op 'n manier weer terugwen, maar ook om sy eie posisie te versterk in die party.
Maar hy speel ook 'n ander troefkaart. En dit is natuurlik sy presidentskap van, of Suid-Afrika se presidentskap van die groep van 20, die G20. Hy is besig om dit ook tot sy voordeel te herwoom. Soos jy almal weet, van hierdie vergadering van die G20 regeringsleiers in November van die jaar in Johannesburg. En dis 'n groot groep, 'n belangrike groep lande wat deel hiervan uitmaak. Argentinië, Australië, Brasilië, Kanada, China, Frankryk, Duitsland, Verenigde Koninkryk, Verenigde State en natuurlik die Europese Unie en die Afrika Unie wat almal deel maak van die G20. As jy kyk wat die afgelope tyd plaasgevind het, dan is dit baie duidelik dat president Ramaphosa hierdie geleentheid benut om homself as 'n globale leier te vestig en dit as 'n troefkaart te benut om dalk vrede te bewerkstellig aan die een kant, maar ook om 'n handelsbedeling vir Suid-Afrika te beding en in die proses sy vyande binne die ANC te neutraliseer en om sy eie posisie so te versterk dat hy 'n invloed kan hê op die keuse. Net wel, dat hy 'n invloed kan hê op die keuse van die volgende landspresident wat by hom moet oorneem. Hy het geen aptyd vir Paul Mashatile nie. Hy het ook geen aptyd vir Kile Mabulula nie. En daar's 'n skaarste aan talent binne die ANC op hierdie oomblik wat vermoë het en wat die statuur het om hierdie land se volgende president te word. So, dit lê moontlik, kyk en hy en Panjasa Lesofo is nie pelle nie. Nee, Panjasa het hom, ek ben, hy kom met voorstelle vir die RNE-vorming binne Gauteng, te vertel Lesofo vir hom gaan klim af by die naaste stasie. Ek sal besluit wat hier gebeur. En jy wil nie in Gauteng op hierdie oomblik rondren nie, ek was 'n paar keer daar. Nee, en dan sien ek het lyk ek nie veel beter in die strand met al die potholes hierso nie, maar okay. Ek weet nie, wie is hier in beheer nie, Jean? Ja. Sorry. Maar dames en heren, kyk die spel wat Ramaphosa speel, nee? Ek was verstom, toe ek hoor Zelensky van alle mense kom vir hom hier in Suid-Afrika keer. Dit nadat Suid-Afrika, jy weet, snaaks genoeg baie sterk half teen Zelensky weet goed, ja, teen hom gedraai het. So, die afgelope ontmoeting met president Zelensky, en dan het ek oproepe gehad, nee? Met president Trump en Putin, die afgelope paar weke, so dit dui baie interessante ontwikkeling. Dit dui op 'n interessante ontwikkeling in terme van hoe Cyril Ramaphosa besig is met 'n diplomatieke aan die een kant en 'n politieke manoeuvre aan die ander kant. Om homself te posisioneer as 'n globale leier. En blykbaar is daar baie interessante ontwikkeling. Jy weet, besig om plaas te vind tussen die Amerikaanse regering se amptenare en Suid-Afrikaanse regering amptenare. So iewers waar was daar gesprekke, was daar ondernemings en was daar bepaalde beloftes gemaak aan mekaar. Hoe dit gaan uitspeel, dit weet ek nie. Maar dis 'n spel om dop te hou. Daar's 'n Cyril Ramaphosa wat besig is om 'n globale spel te speel en aan die ander kant is daar 'n Cyril Ramaphosa wat besig is om die land oor die afgrond te bestuur. Hoe die twee met mekaar versoen word, weet ek nie. Maar dit is 'n interessante spel om dop te hou. En ja, in sy hart maak hy staat op die DA-ministers en ander ministers om die fort te hou, terwyl sy eie ministers besig is om vir hulle self 'n toekoms binne die ANC te bewerkstellig in terme van die volgende plaaslike verkiesing en die nasionale verkiesing oor 'n paar jaar van nou. So in Suid-Afrika baie interessante ontwikkeling en goed wat 'n mens
moet dophou. En dames en bevordering in die FSA. Sommige is van mening dit sterkte in vir die FSA. Aard en omvang van die uitvoerende bevele. Ons sien dat so 44 van die uitvoerende bevele hou verband met buitelandse beleid en sekuriteit. 37 daarvan hou verband met die federale regering en die FSA se administrasie. 29 daarvan hou verband met die ekonomie en met hulpbronne. Want hy wil die FSA totaal onafhanklik maak van enige invoere van minerale, gas en die tipe van goed. Dit loops baie interessant, toe hy nou met die 30% tariefheffing opkom, wat doen die FSA? Hulle sê goed, alle landbouprodukte van Suid-Afrika is daarna onderworpe, asook motors, maar wat is totaal vrygestel? Ons minerale. Baie interessant hoe die spel gespeel word. En natuurlijk 24 daarvan in verband met handel en 23 daarvan in verband met gender, diversity, equity, inclusion. 17 gezondheid, 15 tariewe, 13 onderwijs, 12 in verband met die omgeving. Trump wil niks hoor van klimaatsverandering nie. Sy geliefde spreekwoordjie het net een ding op die brein, dit is drill, baby, drill. En dit is ook hoe hy natuurlijk sy jongbaas lewe geleer het. So, baie interessant. Sy doelwit is om die FSA se wêreldmag, jy weet, is om die FSA as wêreldmag, as industriële hub en as die mees welvarende en ekonomies selfonderhoudende nasie te vestig. En dit het natuurlijk 'n teenreaksie ontland uit China uit. Dames en heren, ek het gaan kyk na wat China die afgelope tyd reg gekry het. Dis verstom. Ons besef nie waarmee China besig was die afgelope tyd nie. Nee, terwyl die Amerikaners, en ek was op 'n boot daar in Caribiese eiland, ook nog my pensioen kry, dus ek my vrou kom, ons gaan spandeer sommer nou een keer en klaar, maar weet ons is oor en verby. Kry dit oor, nee, as wat jy nou sit in top. Ons op daai boot klim, nee, en daai klomp Amerikaners, dis nou, jy weet, maak nie saak of hulle wit of swart is, op daai boot klim, toe sak hy boot so 'n paar meter weg onder die water, nee. Hulle is allemaal oorgewig, ek het dit nog nooit in my lewe gesien nie. Ek lyk nie veel beter nie, maar die Amerikaners het so gemaksigtig geword en agteroor begin sit en verwag dat dinge gaan net gebeur. Intussen het China seker gemaak dat hulle ekonomie op 'n strategiese wyse uitbou. Nou ja, China is geen engeltjie nie. Net wel, maar China het seker gemaak dat hulle havens is wêreldklas. China het seker gemaak dat hulle paaie, brûe, spoorlyne bou die afgelope 10 jaar. Maar die wêreld, die totale wêreldse aandeel van nuwe paaie en brûe totaal oortref. China het seker gemaak dat hulle mense oplei. Aan die een kant, ja, goedkoop arbeid, genoeg daarvan. Maar terselfde tyd, wat dink jy is die rede waarom Apple hulle fabriek in China gaan bou dit? China se uitvoerende hoof sê nou die dag, terwyl hulle Amerika dalk 'n rugbyveld kan volmaak van sagteware ingenieurs en tegnici en goed, kan jy in China 'n hele provinsie volmaak van daai tipe van mense. En hulle kom baie goedkoper as hulle Amerikaanse ewe kry. As nie 'n manier. En dit is my interessant wees om te sien, en dit is wat Trump deur sy uitvoerende bevele en sy tariewe natuurlik doen. Hulle wil almal motiveer om hulle fabrieke in Amerika te kom bou en om die Amerikaners weer aan die werk te kry. Ek was laas jaar in Londen. Okay, daar was nog 'n bietjie pensioengeld. Oor gaan ons Londen toe.
Dames en heren, jy kan daar in Londen van een hotel na die een restaurant, na die een winkel doen. Daar is geen Londeners wat daar werk nie. Dat is allemaal foreigners. Nee, dis mense van Rusland, dis mense van Afrika. En dan vraag je maar waar is die Londeners? Ze zeggen nou, they're all on the dole system. Hoekom sal hulle wel werk? Ons natuurlijk in 'n groot mate begin ook in daai tunnel afbeweeg, waar ons mense so gemaksigtig maak met allerlei welsyns toelaat. Natuurlijk is daar mense wat 'n behoefte daaraan het. Maar mag iets. My argument by Boesa op 'n stadium was, beweeg weg van die idee van 'n basic income grant. Beweeg na die idee toe van 'n basic employment grant. Nee, dat hierdie ou liewers 'n jobbie kom doen en hom aan die gang kry. As 'n mannetjie wat by my kom werk, kom hy na my toe en sê, meneer, ek soek 'n job. Ek sê, ja, wat? En hy is jonk. Ek sê, wat wil jy verdien vir die dag? Nee, hy sê, meneer, kan my enigiets gee wat jy wil gee. Dus ek, nee. As jy moet die houding na my toe kom, dan kan jy maar net so wel huis toe gaan. Ek sê, maak jou prys. En ek sal die oordeel vel in terme van of jou uitsette vir die dag daai prys regverdig. Ek sê, dit gaan die deel wees. Nee, meneer, betaal maar net wat jy wil nie. Maar, dis maar goed waarmee ek my besig hou as ek baie tyd op hande het, nee? En my vrou sê, dis groot probleem vir ons huwelik. Maar meer nog. So, dames en heren, wat het intussen gebeur met China wat hierdie ongelooflike kapasiteit oor tyd opgebouw het? En die geraas daarvan gemaakt het, nee? Stil. Nee? Ons sien dat Amerika op hierdie stadium, nee, hulle handels, wat is deficit in Afrikaans, tekort, teenoor China beloop $300 miljard. Dat is 'n massieve klomp geld. 300 miljard. En dit is as gevolg van China, wat natuurlijk 'n baie gesentraliseerde staatsmag oorbeheer het, en dit gebruik om sy strategie van Made in China 2025, om dit natuurlijk op groot skaal en met groot sukses aan uitvoering te gee. Dames en heren, ek was so 10, 15 jaar gelede by die eerste BRICS bijeenkomst. China daar ingestap gekom. Aan die een kant was het die Chinese besighede, aan die ander kant die Chinese leiers. En hulle het een mond uitgepraat. Ek het daar verstom gesit. Nee? Het is amper so 'n militaristische voorlegging wat hulle gedoen het. Brazilië was daar, India was daar, en ons was daar. Ons delegatie wat daar op die verhoog gestaan het, was so gefragmenteerd. Dit is eintlik skokkend. Black business aan die een kant, white business aan die ander kant. Ek was nog destijds die uitvoerder van die AI. Ek het hom gesol dat as die mense trek met nou net, jy weet, 'n swart baadjie aan, laat ons net kyk, lyk 'n bietjie divers. Nee, ons regering met ministers wat eintlik maar geen belang gehad het by die amptelike goed wat daar plaasvind nie, maar wat net daar gestaan en kyk het, jy weet, watter geleenthede is daar vir hulle self. En dan die werkers unies. En die verhoog het in totaal chaos was in totale chaos as gevolg van teenstrydige standpunte vanuit die Suid-Afrikaanse verteenwoordigers. Geen wonder, ons sit met die uitdagings wat ons met vandag sit nie. So dames en heren, byna die helfte van die Amerikaanse handelsbalans tussen invoer en uitvoer is geconcentreer in 3 lande. En hierdie lande is natuurlijk die primêre teikens van Trump. Dis China, Mexico en Canada. Mexico het na vore getree as die topuitvoer vernoot na die Verenigde State. Dit het China in 2023 verbygesteek. En hoe dit gebeur, dames en heren? Chinese is baie slim. Nou gaan kyk ek 'n program
waar Chinese besigheidsmense fabrieke al op die grens van Mexico en die VSA kom bou het. En al wat hulle gedoen het, die gesigte en die werkers in die fabrieke is Mexikane. Maar die Chinese in beheer daarvan. So hulle is voortdurend besig om hulle strategie op 'n, ek kan amper sê, onethiese, skelm manier aan te pas om die Amerikaners natuurlik 'n ding of twee te wys. 'n Mens kan dit reg vra, waar gaan dit alles eindig? En die grote vraag wat ek by u wil los is, watter winde van verandering gaan ten goede wees? En watter winde hou risiko's in? Dames en here, die herlewing van nasionale bewussyn wat hierdie winde teweegbring, sal ons ook moet fyn dophou. Veral in terme van die bevordering van demokrasie, vrye en regverdige handel, onafhanklikheid van die regbank, handhawing van menseregte, respek vir ander lande soewereiniteit, bevordering van sosiale geregtigheid en vrede, en die beskerming van die omgewing, veral waar dit saak maak. En aan my insiens is dit eintlik waar ons, dit wat gebeur in die VSA, wat gebeur waar ook al, en selfs hier in ons eie land in China, waaraan ons dinge moet meet. Is dit besig om van die wêreld 'n plek van konflik te maak, of is dit besig om in die wêreld 'n beter plek te maak, waar vrede en harmonie aanwesig is? Dit geld ook vir die winde hier plaaslik. Hier sal ons moet onderskei, soos ek voorheen gesê het, tussen winde van verandering, wat verandering ten goede bring, en bloot net winde. Dit gaan fyn voetwerk kos van die voorstanders van die RNE om die toekoms daarvan te verseker. Daar is 'n groeiende nasionale bewussyn dat dit Suid-Afrika se enigste hoop is. Daarom, dames en here, kan ons nie toelaat dat winde, gevul met egos, lastrekkery, politieke opportunisme en rigstekery die rigting vir hierdie land aandui nie. Dit is die grondwet en handves van menseregte wat die rigting moet aandui. Dit bied die blauwdruk waaraan die RNE se sukses gemeet moet word. Dit bied ook die blauwdruk om die menseregte van elke landsburger te erken, te beskerm en te bevorder. Baie, baie dankie. Baie dankie Christo, dis gelukkig nie my taak om vir jou dankie te sê nie. Voor ek dit gaan doen, Stanley gaan dit doen, voor ek dit gaan doen, wil ek graag net, ek is seker daar's 'n paar vrae ook uit die gehoor, en ek wil graag daarvoor ook kans gee. Daarmee wil ek net vir myself nie rede vir die mense, daar is die boksie waar julle kollekte kan ingooi, die wil ek nog nie se doen het nie, onthou jy daarvan. Van oor die winde, my boodskap vanaand is ons moet onderskei tussen die goeie winde en 'n poep. So. En ek het het onwendige saam nie gesê nie. Ons het weet wat jy bedoel. Okay. Ons het nie, ek weet nie 'n paar skyfies gehad wat nie almal gehoor het nie. Daar een skyf van Donald Trump wat sy hare so baie, die ander ons kan net Ja, miskien net gou kyk. Ja, weet jy hoe daai skyfies terwyl die besie so kyk, dit wys hier's 'n paar oulike skyfies. Ja. Kom jy daar staan? Hy sê dit is om te trou. Was hy die strand? Die strand word ons baie, ja. Enige vrae nie gehoor het, asseblief. Hier, daar kom Wynand eerste, Wynand. Dus baie dankie vir 'n baie insiggewende gesprek. Ek het twee vrae. Eerstens van die ANC aan betref. Wie is die, soos die Engelse sê, die adults in the room in die regering van nasionale eenheid en die ANC spesifiek, wat regtig kan hou by dit wat hulle ooreengekom het in die begin, wat is die beginsel van hierdie konflik? Die tweede vraag wat ek het, gaan oor die DA, en net om daarmee aan te haak, my vraag oor die DA gaan oor
die skok wat ek die laaste paar weke gehad het oor die goed wat op sosiale media gewees het, oor die DA-leiers wat se volle ondersteuning van die Sioniste in Israel en wat die genocide van die Palestynë heeltemal ontken. Daar is een ding van die ANC, van ons regering, wat my die trotste van al die jare gemaak het, is die saak wat hulle by die Den Haag opgemaak het teen die Sioniste en die Israelse regering oor die genocide wat oor die Palestynë aangaan. Wat ek regtig baie trots op was. En ek was bitter geskok gewees om te hoor die ontkenning, ek weet nie hoe waar dit is nie, uit die DA-geleedere, wat die genocide ontken en wat ten volle vir Netanyahu en die Sioniste in Israel ondersteun. So my vraag speel jy dat die errors in the room in die ANC en die regering van nasionale eenheid, en waar kom hierdie druk en die invloed op die DA vandaan wat daai onreg in Israel so ondersteun en die ontkenning van wat eintlik daar aangaan. Kyk, ons moet nie Cyril onderskat nie. Cyril kom 'n lang pad met die ANC. Cyril se statuur oor tyd en natuurlik hy is 'n ou met 'n diep sak en dit is maar hoe jy jou loyaliteit jy moet bou binne die ANC. En Cyril natuurlik jy weet my broer was 'n groot ANC-aktivis destyds en daarvoor is hy tronk toe. En selfs binne die ANC-geleedere was daar geweldige negativiteit teenoor Cyril se manier van dinge doen. Jy weet, is it people's pleaser? Hy is nie wat sterk standpunt inneem nie. Maar dit is, jy weet, die fasaad wat hy voorhou. Ek dink Cyril speel 'n spel, jy weet, binne die ANC wat skrik vir niks. Nou baie mense blameer hom tydens die Zuma bewind. Jy weet, het hy nie baie sterk uitgekom nie, het hy goed blootgelê nie. Maar dink jy, sal daaraan, as Cyril dit moes gedoen het, was hy uit. En as hy uit was, wie sou dan? Zuma se vrou, of wie ook al. En dan is soos die Zuma dynastie. Nou vir die volgende 5 dekades aan bewind gehad het in die land. Nee? Ja, dan soos we land aanbly, dan so skoene op die sonder ons skoene op die strand geloop het en dalk, wat is goed sy naam, die mossels wat so groei dit by mekaar gemaakt het om te oorleef. Maar so Cyril, jy weet, en dan baie interessant, hy omring hom met kwaliteit mense. Ek was in 'n paar vergaderings selfs in die nag in. Ons geworstel het met die havens wat nie werk nie en 'n klomp ander goed nie. En al wat hy dan doen is, hy sê, okay, ons kry iemand binne die presidentsie om die goed te hanteer. So binne die presidentsie, jy weet, een van hulle is die minister van elektrisiteit, die ander ou is, wat is sy naam, wat nou die envoy is daar in Amerika. Dit is die type van mense, daar is 'n jonger geslag van mense met wie jy omring. En dis mense met bewese kennis en met vaardighede. David Masondo is een van hulle. Jy weet, so hy het baie strategiese mense in bepaalde poste. Maar hulle is nie noodwendig, jy weet, politici nie. Hulle is technokrate. Hulle is technokrate. En ek dink dit is die groot dilemma wat hy op hierdie gesig staan, in die gesig staan. Daar is nie iemand wat werklik waar, jy weet, daai rol kan vervul nie. Sofie is natuurlik 'n politikus by uitstek. Jy weet, maak uitsprake en het geen saak te maak wat die implikasies daarvan is nie. En sy groot probleem is, die ANC is mos 'n demokratiese organisasie. So wat maak jy as die tak besluit, maar hulle stel vir Jean aan? Al het Jean ook 'n lys van klagtes van korrupsie teen hom, langer as my arm. Jy weet, daar is geen manier. Behalwe as iemand dit natuurlijk aan die ANC oordra, dat hy skuldig is aan 'n klomp goed, en dan sal hy nou hulle eie disciplinaire systeme sal inskop om seker te maak. So, dit is maar die groot uitdaging. Ek lees hierdie naweek baie interessant, dat Patrice Motsepe dalk ook sy
naam in die hoed gaan gooi. Ek het lank met Patrice gewerk op 'n klomp projekte. Is 'n baie interessante mens. Ek kan as die kamera afsit. Maar okay. En hy is baie gewild natuurlik, veral onder die konings. Nee, hy dine and wine, daai konings, ek was by al die events. Kom maar sommer so 10 van die BM's, nee. En dan hy kar is 2 keer langer as hierdie kamers, nee. 10 daarvan, elke koning sit die kar vol. Word uitgedraai en die konings het natuurlik tradisioneleers groot invloed op die platteland. So elke ou spel is spel wat ek dink ons wat hier sit die vaagste benul wat daar aan die gang is nie. En dan natuurlijk, dis 'n baie interessante ontwikkeling. Dis iets wat onlangs uitgedop het, ding, dat was PA-lede as ook aan DA-lede wat op 'n besoek was aan Israel. In PA en ACDP, ja. En ACDP, ja. Ek is nie seker op wie se gesag hulle daar geland het hier, nou op hulle self op eie gedoen het, wie dit betaal nie. Maar daar is natuurlijk groot woede, vooral binne die moslimgemeenskap oor die uitsprake wat daarna gemaak is. Ek kan nie verstaan nie. Jy kan daai uitsprake nie net uit die bloute uit is, daar moet ja, nee, van ander gaan wees om wat hulle namens wie hulle praat. Kyk, die ACDP se leierskap was self daar. So hy het gesê maar dit is my standpunt. Finish en klaar. Dieselfde met die mense wat namens Caitlin McKenzie gegaan het. Hulle het 'n bepaalde standpunt. Maar die DA het nou nog nie, jy weet, gesê maar is dit verkeerd of reg of wat nie. So dieselfde met die groepie mense wat Washington toe was. Jy weet, almal gaan Washington toe. Almal gaan kuier daar. Ek moet ook gaan, maar yes like it. Nou dink mense sommer ek is ook daar besig om vir my vlugtelingstatus te beding. Ek was ook in Londen 'n paar Joodse sakemanne gaan besoek. En die Joodse sakemanne is bitter ontstel oor wat besig is om plaas te vind in Gaza. En dit is mense wat Israel ondersteun. Jy weet, hulle is loyaal teenoor Israel. Maar hulle het geen belang by Netanyahu nie. Hulle wil ook nie geassosieer wees met enige vorm van Zionisme nie. Natuurlik is hulle heftige kant teen enige vorm van anti-semitisme. En dit is verstaanbaar. So die wêreld is 'n deurmekaar wêreld. Ja, so is moeilik om daarop te antwoord waar daar soveel gissinge, né? Dankie Christel. Chris, goed om jou te sien. Lekker om jou te sien. Christel, daar was 'n ander ding van verandering wat ek toch baie positief ervaar het vanmiddag. Weer pad terug in die Kaap het op SAFM geluister na die onderhoud met die PAC verteenwoordiger wat nou die fasiliteerder was tussen die Afrikaners en die ANC. Het is fascinerend om te hoor hoe hy praat. Hy sê, die Afrikaner gemeenskap is deel van Suid-Afrika. Hulle voel hulle word nie gehoor nie. Daarom het ons as PAC gesê, hulle moet ook gehoor word. Jy vraag jy of hom nou maar hoe dit nou gebeur dat jy dit nou opdoen. Hy sê van maande lang was ons 'n gesprekke met hulle gewees. En ons het gehoor die ANC luister nie na hulle nie. Toe sê ons vir die ANC vraag. Ek dink daai is 'n baie interessante ding. En dan die slegte asem, ek kan nie keer woord gebruik nie. Dink ek is die toondoofheid wat die DA het oor hoe nie jy kan sit oor aan die meerderheid swak. Ja. Daar's 'n arrogansie wat nie verstaan. As jy nou sien die woede onder die jonger swart ouens wat sê dat ons het die oorgang positief ervaar, ons het vir hulle gesê, okay, ons sal saam deur die pad, maar wat kry ons nou? En hulle ervaar die manier waarop die DA praat as 'n vinger in my neus vat. Jy weet so. Daai dink ek is iets wat my nogal baie ontstel. So die positieve van die PAC wat my baie verbaas het. Ek het Sondag is nie, jy weet die bestaan nie of die bestaan van 'n Afriforum goed nie. Ons is immers 'n demokrasie.
As ons hier vanaand party wil vorm en ons noem die drinkparty, dat doen ons het. Nee, niemand kan vir ons sê, ons mag het nie doen nie. Nee, maar dalk die drinke broers, maar dis 'n bietjie seksisties, nee. Maar my standpunt was dat hierdie tipe van leedvermaak, nee, baie interessante woord leedvermaak. Ek sê, doen jou ding onder die radar. Dis nie nodig om vir die wêreld te wys, kyk wat in ons. Ons is tot beter in staat. Julle is agterlik. Jy weet, by implikasie sê jy dit vir ander mense. Raak net 'n bietjie nederig. Jy weet, en besef die geweldige skade wat oor tyd aangerig is as gevolg van apartheid in die tipe van goed. Ek was 'n gas op ENCA se program nou die dag. Trek 'n klomp manne daar op, nee. Ekstra moet soet in die goed is nee, daai manne is van die ZAPU, is van PAC, you name them, nee, van Operation Dudula. Daai manne trek daar weg. We must burn this country. We must burn the constitution. Ek het lanklaas soveel aggressie en haat ervaar. Gelukkig voor ons begin en toe sê ek is al even de Klerk Stichting. Ons kan nooit apartheid goed praat hier. Dit is 'n misdaad teen die mensdom. Want dit is nou nie daaroor, jy weet, en dit is die grootste fout van die Evie de Klerk Stichting. Nou het hulle breinman aangestel om die saak wil reg te maak. As hulle my nog betaal het, was dit iets anders. Maar in elk geval, moenie laat ons daaroor kibbel nie. Dit is verwoestende uitwerking gehad op Suid-Afrikaners. Maar meer nog, jy weet, kom ek toe met die storie dat die grondwet is die basis waarop ons die toekoms moet bou. En as ons dit as bloudruk die afgelope 30 jaar gebruik het, dan sou ons seker dalk verder af in die pad was. Nee, die mense wil niks daaroor worry. We must ban. Dit en daai, en so gaan die manne. Maar baie interessant hoe die gesprek van 'n rasse perspektief verskuif na 'n klasse perspektief toe. En daar sit in daai groep 'n klomp swart mense wat almal hoër onderwysopleiding het. Hulle is welvarend en so voort. Hulle is die mense wat die hardste praat teen, jy weet, die burn mentality mense. En dit was baie ongelooflik. En toe skuif die gesprek van klas, ek ben van ras na klas, na belange toe. En toe is daar sekere belangegroepe wat toe begin om hulle standpunte te stel. So ons lewe in 'n baie komplekse omgewing. Maar die interessante ding is, ek het ook nou daar, jy weet, soos 'n typiese elite, probeer om nou, jy weet, sekere standpunte te stel en sovoorts. Ek dink terwyl ek gepraat het, hulle almal seker die middelvinger vir my so in die agtergrond gewees. Maar, toe ons nou uitstap, toe hulle die tafels daar gedek, mense van die lekkerste samosas, hoendervleertjies en goed. Manne wat toe wil burn, is toe eerste dag. Hulle skep hy bore net so voor. Dus ek met die een dat, you burn the country now you want to eat. I said, no, Mr. Verlede, we didn't actually mean to burn it down literally, only figuratively. Maar wat ek probeer sê is, nee, ongeag hierdie woede van mense, as jy met hulle praat as medemens, dan verander die houding, verander die gesindheid. Maar as jy kom met 'n hofvaardige houding, en jy kom met 'n tipe van nieuw koloniale, nieuw apartheid mentaliteit, hy jy geveg verloor. En dit is, ek dink, allemaal van ons moet net daai besef, jy weet, in ons kop kry. Ons kan nie voorgaan op die ou manier van praat met mense nie. Ben, en dan... Hilton? Ja, Ben? Ek wil toch vir jou vraag, wat jy nie kan mooi vraag vir ons te sê, of jy dink daar binnen die ANC regtig, behalwe nou met sê, iemand is wat kan ontwikkel, is daar goed bezig om te gebeur, of is het net 'n doodse stilte, want dit voel vir my so, dit is 'n verlammende niksheid wat daar gebeur, in termen van opvolger vir Ramaphosa, behalwe nou die ouens wat nou wil daar wees, soos Lesofie en soos Thomas Vertiele en die mense. Weet ons van iets wat aan die gang is, of is dit glad nie? Dis die een ding wat ek net vir jou vraag.
dis nou my by Wynand aan te sluit. Is daar ergens iemand wat 'n mens daar kan of dink jy dis 'n ding wat organies gaan gebeur en op 'n dag gaan ons nou maar net skielik besef, okay, nou hier is iemand, maar weet ons was iemand, dit is nou 'n vraag. Die ander ding wat ek net by jou wil hoor, ek vind dit tog, ten spyte van alles wat jy gesê het, en ek is nie swart in die politiek enigiets van die raad nie. Ek vind dit tog jammer dat ek dink die DA het 'n probleem. En dit is dat baie keer sien die opponente van die DA of die opponente van die demokrasie en van die grondwet van die land sien die DA as die verlengstuk van die NP van die ou dae. Besef nie as die ouens wat in die DA sit het net so hard geveg teen apartheid. Hulle het glad nie daardie persepsie. Hulle dink hulle was aan die kant van apartheid. En om in die DA te wees met daai tag wat populisties aan jou geheg word, te lewe is nie so maklik nie. En as jy in 'n gesprek dis ingaan, is jy alreeds gediskrediteer voor jy nog begin. Dit is nie so maklik nie. So ek wil net hoor daaroor Nee, ek dink binne die ANC is natuurlik baie agtergrondgesprekke en beplanning en allerlei tipe van aksies om jy weet opvolger vir Cyril daar te stel. Maar die goed word natuurlik absoluut geheimhouding gehou, want jy kan jouself indink. As dit nou moet uitkom dat Christo van der Rede is die moontlike kandidaat, dan wag die manne net hier buitekant. Moet AK-47's, né? So as we daai tipe van ding onderskat nie. En dan tweedens, die probleem is, wie is die DA se leier? So Helen Zille of John Steenhuisen? Hilde? Ja. Sorry, I'm up to stand up. I'm not that clear with. Sorry for the Engels and Afrikaans mix. Sy kom ons maar Ravens meet af, man. Ravens meet in Gauteng. So, you mentioned a number of challenges that the President recently, I think in his Saunders speech, spoke about the national dialogue. Now, if you think about F.W. de Klerk, he really was the catalyst of a national dialogue and a national change. So what is the institutions and the associations kind of position on that, and how do you play a role in that? And since everyone had two questions, what's the second? You mentioned China, and most recently we've seen Burkina Faso. In both cases I see nationalization and using its people, and almost to a certain extent is anti-capitalism when it comes to its own infrastructure and building that infrastructure that enables the society. Where do you think South Africa fits within that? Obviously we have 30 years of chaos, so this is a challenge for the new GNU. Kijk, het Chinese systeem is een communistische systeem. Het is een gecentraliseerde systeem. So daar is een klomp staatsmaatskappye, state-owned entities. They build the bridges, they build this and build that. En daar word die vraag gevra nie. Sê maar ons sê hele klompie kom werk vir die dag en dis die loon finies en klaar. En as jy nie hard wil werk nie, dan is daar 10 ander wat in die ry staan om jou job te neem. So het oorvloed van arbeid en soos ek vroeër gesê het, oorvloed van kundigheid in die land. Maar die Chinese by uitstek is 'n geweldige produktiewe nasie. Dis mense wat wil werk. Maar die Chinese was baie slim om hulle ekonomie oop te maak. So is 'n fyn balans wat hulle handhaaf. Ek meen een van ons maatskappye, Naspers, Tencent, dis 'n Chinese maatskappy. Dis is 'n job daar gedoen het by Naspers, een van hulle trustbestuur het. Toe die aandele wat R10 aandeel. Ek sê nie vanaand die gesin het as ek die aandele nie verkoop het nie. Ek sê nou seker 3 jotsie gehad het in die hawe, né? Daai aandele het na R4000 gegroei en wat het dit gedryf? Tencent, China. So hy kan baie meer vertel het op daai direksies gesit. So ek dink hulle is net baie meer gestruktureerd, georganiseerd en daar's 'n staatsmag wat jy weet dinge in 'n bepaalde rigting dryf.
Ons het hier moet bly treurmare van mense wat net aan hulle eie sak dink. En dan die nasionale dialoog, ons saam met die Nelson Mandela Stichting, Tutu Stichting, almal van ons is besig met die nasionale dialoog. Ek het 'n paar keer al vir Chris betrek by die storie. Ons het al met die presidentsie 'n paar keer vergader, maar ek dink daar is 'n ander politieke spel in die agtergrond. Ons het planne, daar is 'n begroting. Ek die begroting, ek is heeltemal teen die begroting van miljoene rande gekant, want ek gaan nie aan die Zondo tweede se kommissie, of Zondo die tweede se kommissie verduidelik wat met die geld gebeur het. Hierdie miljoene kan aangewend word vir beter behuising, skole en goed. Maar daar's eerswaar is daar, jy weet, nou ek weet nie of dit dalk die president is te besig met die G20 se beplanning nie. Dit gaan ons 800 miljoen rand kos, né? So waar gaan hulle geld kry nog om 'n nasionale dialoog te hou? So dis 'n groot uitdaging wat ons het. Want tussen dink ons 'n ander manier om 'n nasionale dialoog te bevorder. En ek dink dit is ook 'n vorm van dialoog. Nou nie nasionaal nie, maar ek dink ek was al 'n paar by ander dialoog waar hulle mense bymekaar trek. En mense moet net dit begin want die oomblik mense hoor as geld, dan jaag hulle die geld na eerder as om 'n uitkoms te bereik vir die dorp. En wat sê jy van die ANC se manne? Ik denk dat het bij deze ANC is een kern, dat is eigenlijk bij het geval. Dus kijk naar precies die bestuur en die zijn beheer daarvan. Er is geen twijfel dat er is niet een centrale idee van een centrale ethiek over beter beheer niet. Maar hier en daar enkele een idee heeft van beter bestuur van de toekomst. Maar als je dat kijkt naar wat Ramaphosa bezig is, dat hij opkomend bezig is om te managen in de huidige situatie, in plaats van een langtermijn. Precies. Dit is de kern van Ja. So die idee van hoe lijkt Zuid-Afrika in 2030, 2035, 2040, die is niet op je agenda. Crisisbestuur van de in plaats van langtermijn. Ik denk dit is waar de kern van het probleem is. Zodat je begin vraagt, wie is die leier dat naar voren komt. Ik vind als je iemand, een van die namen wat naar voren komt, dat iemand zo'n Mola bedoelt. Er was geen, ik heb in het tweede van de doen van, er was geen manier waarop ik denk, Ronald Malone en Mola kan denken over wat in 2040 gebeuren. En ik denk dit is wat kiezen daar is. Mbalula, Mosotile, Musupi, allemaal van daar die mensen als moment, op hierdie moment te brengen in plaats van lang te brengen. Ik denk dit is waar het tweede probleem is, dat ons privaat sector zit met miljarden, groot bergen opgelopen voor geld. Dat hulle nie binnenlands investeren. Dit is van Nasberg gevraagd. Nasberg zit met een kom geld, wat het hulle gedoen bij geld? Hulle het spandeer dit in proces weg oor die wereld in plaats van investeren. Hulle geef vir Zuid-Afrikaanse bedrijven 1,2 miljard rand. Die media deel van hulle onderneming is bezig om anders te gaan. En hulle hou dit aan die lijn, omdat hulle culturele belang is, maar omdat het niet meer economisch belang is. Als die economisch zin maakt, je op andere plek van de wereld. En ik denk dit is een goede voorbeeld van precies wat het is om te leren. De private sector wordt geld op totaal andere manieren spandeert als om het binnenland te investeren. Daar die kwestie wordt buitenlandse investeringen niet meer. Als je met dit koppel aan wat gebeurt met binnenlandse investeringen. Ja, absoluut. Dankie Hein, ek dink ons het nog hele aangesag. Daar's nog 'n vraag wat ek gaan toelaat, maar wat jy nou gesê het dat die dialoog moet verder gaan. Ek bedoel daar's waarheid moet sy dialoog met aksie waarvan Chris deel is. Ek dink dit is dalk miskien die dialoog meer van grondvlak af. En daai dialoog moet
verder gevoer word. Ek bly jy's hier so baie en jy Chris, maar ek dink daai dialoog, jy weet, meer kan lewe gee. Daar was 'n vraag gewees voordat ek gestel het gevra dankie te sê. Dankie. So die groot probleem as ek so luister na alles wat jy vanaand gesê het, is die hele ding van silo's, jy weet, verskillende groepe wat nie met mekaar kan praat nie, egos ensovoorts. My vraag is, en ek wil 'n bietjie by Chris aansluit, oor daai wat jy gehoor het vanaand op Paginatie. Wat is Suid-Afrika se bronne van diplomate? Met ander woorde, gespesialiseerde mense wat die politici kan bystaan, maar op 'n baie meer subtiele manier om mense om 'n tafel te kry, om met mekaar te gesels, om mekaar te leer ken. Want soos jy net nou ook gesê, jy weet, ek dink, veral soos ons sê, se besoekers kry, vriende van ons, as hulle altyd uit die veld geslaan, oor hoe lekker ons interkultureel met mekaar kan kommunikeer, en as is so ongelooflike welwillendheid. Jy weet, jy kan met enige iemand begin gesels in die straat en so die algemene gevoel is, daar is 'n welwillendheid. Maar ek wil net weet, word daar genoeg aandag gegee aan diplomate, nie professionele diplomate nie, maar soos influencers, wat op 'n baie gespesialiseerde manier ons land kan help, en ons politici kan help, om vrede te bring, om na mekaar te kan luister, om langtermyn te kan dink, oor wat is die beste vir ons land vorentoe, maar soos is daar sulke mense, word hulle gebruik? En baie interessant, die afgelope tyd het ons nou hierdie ambassadeurs aangestel, nee? Dit is die mense wat moet investering gaan haal. Die mees onlangse persoon is Dr. Alistair Reuters, wat hy aangestel het. So daar is 'n hele klomp kundige mense wat goed doen, en dan selfs by die Nasionale Beplanningskommissie sit daar baie goeie mense wat hierdie tipe van werk behoort te doen. Hulle groot probleem is, hulle word gekortwiek of geondermyn deur hierdie belhamels wat deur die departement van buitelandse sake aangestel word as ambassadeurs in verskillende lande. Want hulle is totaal onbevoeg vir hulle taak. Hulle trek daai ambassadeurshuise deur hulle, daar's 'n mooi Afrikaanse woord wat met 'n G begin en met 'n T eindig. En ook, dit is mense wat nie professioneel opgeleid is vir die taak nie, maar hulle word vergoed vir hulle politieke rol, en nou daai politieke rol het uitgedien geraak, en is dalk nie weer, jy weet, verkies tot die rol van mense wat in die parlement moet die ANC gaan verteenwoordig, en nog julle, oké, dan kom ons stuur vir jou, waar wil jy gaan? Stuur vir my Maldives toe. Apostel Maldives, dan is ek daar. Ek gaan nie eens met my vrou sê nie. So jy sit met hierdie geweldige teenstrydigheid. Dieselfde in die departemente ook. Jy is met deegies wat totaal onbevoeg is van 'n taak. So dit help nie, en ek weet een van die groot goed waarby ons betrokke was, toe Busa, jy weet, daai 3 taakspanne aangestel word. Daar was 'n taakspan aangestel om korrupsie te beveg, en al die groot besighede, mense soos Janie Durant van, wat is die ding se naam, Remgrow, hulle is allemaal daarbij betrokke. En dan is 'n groep aangestel vir paaie en havens en die type goed, en 'n groep vir elektrisiteit. En dis van die beste kundiges in die land by die groepe betrokke is. Maar weet jy, bitter moeilik is vir hulle, jy sit moet, dis die probleem, jy sit wat professionele mense aanstel, jy weet, om buitelands goed te gaan doen, en dan sit jy ook met Busa, wat al hierdie top CEO's en kundigheid beskikbaar stel om goed te beredder. Maar sy groot probleem is die amptenarij in die staatsdiens, die amptenarij in die ambassadeurs omgewing, jy weet, en die ministers, wat nie 'n kloek en kloot wat hulle veronderstel is om te doen nie. So, nou sit jy nou met hierdie nuwe stuk wetgewing. Nee, hierdie ding
gaan byvoorbeeld quotas, dis quotas, niks anders as quotas aandoen nie. Nou moet die quotas op EAP's jy weet gebaseer wees. Jy kan nou saam en wat gaan die implikasies wees vir besighede. Aan die ander kant sit jy met besighede wat glad nie 'n belang het, jy weet, om hulle topstrukture wat ook al meer verteenwoordigend te maak nie en geleenthede te bied vir mense nie. So ja, jy is half hier vasgevang in 'n teenstrydigheid, jy weet, ambivalensie. Maar jy weet, al wat Cyril doen en daar moet oor hy saamstem. Hy soos Janie Swarts, né? Die Janie Swarts gekonfronteer word met die rasseprobleem toe hy in bewind was, hoeveel jaar gelede was dit, 80 jaar, 90 jaar gelede, toe skop hy die bal in die pad af. Nee, en blijkbaar hy Hofmeyer ou wat by ons so oorneem, die moes die probleem oplos. En ek dink ja, soos 80 jaar gelede hierdie bly probleme opgelos, hoe ver soos dalk in die pad af gewees het. Nou al wat Cyril doen is skop die bal in die pad af. Ek dink die ou wat regtig waar in hom 'n pleintjie verdien is sou ewe. Nee, die besluit fok ek skop die bal in die pad af nie. Ek maak 'n besluit. En nou die dag sê oom vir my sê ek het baie van jou gehou hier toe jy agressief was. Nou hou ek fok vir jou nie, want jou is baie. Hy het ons verraai, jy weet. Baie dankie julle, ons het baie lank gesels het. Maar as ons nog langer gesels, dan gaan ken julle na ons so boeke inpak en trek na hulle volgende venue toe so lank ons kan alles so. Stanley gaan vir jou dankie sê. Ek wil net sê hier is mense van Rendau en die mense van die DA, ek hoop almal het geluister wat Christo vir ons gesê het en dit dra die boodskap oor na hulle baie therapies toe. Stanley. Christo, ja, ek wil maar net sê baie dankie. Jy besef seker dat ons jou eise stel om ons spreek. En ons het gewonder oor jou, maar toe lees ons jou artikel in die rapport oor die Afrikaner verklaring en net daar besluit ons, jy moet goed doen. So ons sê vir jou baie dankie. Jy's 'n man wat groot insig toon, wat vanaand vir ons 'n goeie oorsig gegee het. Ons besef dit is nie so maklik om antwoorde op hierdie goed te gee nie. Maar baie dankie vir jou insig en besonder baie dankie vir die insette wat jy het. Die vlak wat jy dit doen, die kontakte wat jy het. Ek is seker daarvan hulle luister vir jou. Nogmaals baie dankie. Ons wens jou alle sterkte toe meer. Baie dankie. Ek wil net sê ek is 'n ek wil vir jou wyn. Ek wil net sê ek is 'n Morawier. Die Morawiërs is altyd so op die grens. Hulle is links of hulle is soms 'n bietjie regs. Afhangend op wanneer jy gehoor. Jy sien reis op man. Wees daar vir jou iets om te drink as jy Die eerste pot al.